Goeiemôre vriende, so op hierdie lekker Saterdag op die einde van die maand kan julle glo, eerste maand verby. Eerste maand verby, môre begin ons alweer met Februarie maand, tyd vir Kerspresente vriende wat julle moet begin so stadig maar seker begin koop. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om altyd in die teenwoordigheid te mag wees. Here, maak nie saak waar ons is nie, maak nie saak wat se strooi ons in ons lewe aangevang het nie. Here, dat U vir ons 'n vangnet het, dat U vir ons lief is, dat U vir Christus vir ons gestuur het, dat hy al ons sondes kon vergewe het aan die kruis, omdat hy in ons plek vir ons sondes gesterf het. Vader, ons sal nooit weet wat dit vir U gekos nie. Maar Vader, ons kom sê vir U baie dankie. Baie dankie dat U 'n deel van die drie eenheid waarvan ons koppe te plat is. Here, U is so groot, vir U maklik om 3 in 1 te wees. Here, U in Christus vir ons kom sterf het aan die kruis. En dat ons so gelukkig is om die Heilige Gees, U Gees te hê wat onder ons is, die heeltyd by ons is. Ons het al baie vir mekaar gesê, dit is so, soos die Engelsman sê, comforting, maar dit is so scary ook. So ongelooflik scary. Want U weet van elke liewe dingetjie wat ons doen. En Here, baie keer is dit so dat ons die een kant toe skuif en dat ons sê, U kan in hierdie huis van ons inkom, maar jy kom nie in die slaapkamer in nie, en jy kom nie in die kombuis in nie, jy kom nie in die sitkamer in nie, jy kom nie daar in die stoorkamer in nie, jy kom nie in die buitekamer, jy kan in die sitkamer bly, dat ons baie keer die Gees weerstaan en nie toelaat dat die Gees deur ons werk, en ons doen dit willens en wetens. Vader, en ons kom sê vir U, ons is so jammer daaroor, en ons doen dit baie keer. En Paulus sê, dit wat ek wil doen, doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Here, help ons daarmee. Here, help ons om die versoekings teë te staan, want ons die versoek nie. Here, ek weet U kan nie ons versoek nie, dit weet ek. Maar Here, help ons dat ons nie onsself in die versoeking lei met alles wat oor ons paai kom nie. Amen. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid ervaar. Nog steeds in Tessalonisense, vriende, eerste brief. Paulus is besig om te praat hierso. Hy's nog steeds, dis 'n wonderlike gemeente wat hy toespreek hier, en dan kom sê hy vir hulle, God het hulle na hom toe gestuur, vriende, en dan sê hy hierso op die ou einde, ons prediking berus immers nie op dwaling nie, kom ook nie voort uit ons suiwer beweegredes nie, en ons is sonder enige bybedoelings. Nee, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets, kom sê hy, nee. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Ons het vir mekaar ook gesê, liewe vriende, dit wat ek en jy doen, daar by die skool, daar by die werk, daar in jou vriendekring, daar in jou kerk, daar in jou kollegaskap, vriende, daar moet ek en jy vir God en Christus uitkom en vra dat die Heilige Gees deur ons werk. Dit wat Paulus hierso kom sê, hy sê, ek wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. En wat verwag God van jou en van my? Dit is 'n vraag wat ek dink ek en jy ons persoonlik moet gaan vra ook in hierdie tyd. Wat verwag God van my? Wat verwag God van my daar in my vriendekring? As daar dinge verkeerd loop, wat verwag hy van my? As daar oneenigheid is of wat ook al verkeerd, wat verwag hy van my? Wat is God se verwagting? Jy verteenwoordig God, jy's geskape na sy beeld om hom te verteenwoordig, kom sê Genesis 1:27 ons. Wat verwag God van jou daar in die vriende? Wat verwag God vir jou daar in die kerkgemeenskap waar jy is, waar miskien oneenigheid is? Wat verwag hy vir jou? Of wat verwag hy van jou, waar moet jy betrokke raak daar in die gemeente, in die gemeenskap? Dat jy jou hand opsteek as iemand miskien iets sê, dat jy nie net sê, ek hoop is maar ander ou wat dit hoor nie, maar jy sal sê, Here, ek het U gehoor, ek steek my hand op, nee. Wat verwag God van jou? Wat verwag God van jou in jou huwelik tussen man en vrou? Miskien is julle kwaad vir mekaar, miskien is daar goed wat nie lekker is nie. Wat verwag God van jou? Ek gaan vra dit vir jou, nee. Ek gaan vra vir jouself die vraag af, wat verwag God vir jou? Wat verwag God van jou tussen jy ou en die meisie? Hoe verwag God met julle twee met mekaar lewe? Hoe verwag God vir jou in jou huwelik? Hoe moet jy daar lewe? Sommige gou vinnig ou en meisie in die tyd waar ons bly almal saam. Ek sê maar vir julle vriende, ek dink nie dis reg nie. Ek dink nie dis reg nie. Ek dink dit was nog nooit reg gewees nie. So, wat verwag God van ons ook in die moderne verhoudingslewe om ons rein te hou vir die huwelik? Hoe vrek moeilik dit ook al is, want dit is moeilik. Hoe moeilik dit ook al is, want ons is mos nou mooi as ons jonk is, né?
Maar dit is wat God van ons verwag. En ek dink die wêreld is baie plekke so teen mekaar omdat ons maar al die goedjies net laat gaan. Wat verwag God van ons, né? Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie. Ons wil nie inwees by die crowd nie. Ons wil nie die in people wees nie. Ons wil nie cool lyk nie of wat ook al. Ons wil doen wat God van ons verwag. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, kom sê Paulus. En vriende, dink is so belangrik vir oud en vir jonk. En julle jonger mense dink ek het nog meer versoekinge uit die aard van die saak as ons ouer mense, né? So moenie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Hy weet wat ons net gesê het in die gebed ook. Hy weet ons diepste gedagtes toets. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy weet ons diepste gedagtes toets. Vriende, miskien moet jy hierdie versie opplak vir jou. Miskien moet jy hierdie versie opplak vir jou. In hierdie jaar sal jy vat. Ons wil nie hierdie jaar 2026 die guns van mense probeer wen nie. Dit is nie hoekom ons hier is nie. Ons identiteit is in Christus. Ons identiteit is dat ons geskape is na God se beeld om hom te verteenwoordig. Hom te verteenwoordig. Dit is jou en my identiteit, vriende. God se kinders. Ons is hier geplaas, geroep, gestuur deur hom om 'n verskil te maak. Kom ons sê dit, liewe vriende, ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Wat verwag God van jou? Jy wil nie die guns van mense wen, so jy wil nie populêr by die werk wees nie. Jy wil maar 'n paar reguitstrepe trek, want dis wat God van jou verwag. Jy wil nie saam met die stroom gaan nie, jy wil maar vir mense sê, dit is verkeerd wat hier aangaan. Dit is verkeerd, dit kan nie so aangaan nie, ons vletjieblassers in die land, né? Wat die gevolge ook al mag wees, né? Ons wil die reguit pad stap, né? Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Vriende, mag julle in hierdie dag, in hierdie week, môre, oormôre, inderdaad hierdie vers uitleef en mag julle God se nabyheid op 'n wonderlike manier deur sy Gees ervaar. Amen.